Môre almal. Dis middag, askies, dankie. Vriende, ons is hier by mekaar om vandag afskeid te neem van Cassie, maar ook om sy lewe te vier. Hoe moeilik dit ook al is vir julle almal wat agterbly, ons weet waar hy is. Hy is by die Here Jesus en hy het nie pyn nie, hy het geen ongemak nie, maar my gebed vir julle is dat die Here elkeen van julle sal troos wat agterbly. Kom ons sit so, dan doen ons eers 'n gebed saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag hier by mekaar kan wees. Ja, Here, die omstandighede is nie lekker nie, maar ons weet U is hier by ons. Wil U met ons wees? Wanneer ons nou ook uit die woord gaan lees, dat U vir ons die troos daaruit sal gee wat ons almal nodig het. Ons bid dit als in Jesus se naam alleen. Amen. Vriende, ek gaan vir ons net die begrafnisbrief lees, as julle die blaadjie oopmaak, die eerste bladsy aan die binnekant. In liefdevolle herinneringe aan Casper Frederik van Zyl. Dit was die wil van ons hemelse Vader om na sy ewige hemelwoning te neem. Ons geliefde, verloofde broer en vriend, Casper Frederik van Zyl, in die ouderdom van 36 jaar. Ons was bevoorreg om hom as verloofde broer en vriend te hê in ons aardse lewe. Ons dank God vir die tyd wat aan ons geleen was. Ons gaan sy gasvryheid, humorsin, moedigheid en stille krag in ons lewens baie mis. Elke dag, tot ons mekaar weer sien. Van sy bedroefde verloofde Amanda, sy broer Loot en sussie Marie en vriende. Vriende, ek gaan nou vra dat ons die eerste lied gaan saam sing, voel jy soms of die Here te ver is. Waar is ons musiek, meisie? Kom ons staan. Amanda vra, watter gedeelte moet ek lees? Het sy gesê, Psalm 23 was Cassie se gunsteling Bybelteks. So ons gaan Psalm 23 saam lees vandag. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk.
U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Ons lees tot sover. Hierdie Psalm is seker een van die mees bekendste en geliefde gedeeltes in die Bybel. Ek dink as ons van die ouer mense gaan vra, gaan hulle vir ons die ou vertaling nog kan opsê. Ons lees hierdie Psalm in ons mooiste oomblikke in ons lewens. Maar dis ook die Psalm waarin ons vashou in ons donkerste tye. Vandag staan ons op so 'n plek. 'n Plek waar ons harte seer is, waar ons vir Cassie groet, maar ons kom nie net hier met trane en verlange nie. Ons kom vandag hiernatoe met 'n hart vol dankbaarheid. Harte vol dankbaarheid vir 'n lewe wat vir ons elkeen so kosbaar is. Elkeen van ons wat vandag hier sit, is deur Cassie aangeraak. Ek dink dit het my verstom. Cassie was my buurman. Ek het hom nie eers so goed geken soos wat ek dink nie. Maar toe ek nou sien op sosiale media vir hoeveel mense hy iets beteken, dan is ons dankbaar. Dan is ons harte vol dankbaarheid vir sy lewe. As ons aan Cassie dink, dan dink ek ons almal dink aan iemand wat ander gehelp het. Sy hart was oop om ander te help. Iemand wat nie net gepraat het van omgee nie, maar iemand wat dit geleef het en gedoen het. Dit wat hy kon, het hy vir ander gedoen. Hy het 'n hart gehad om te dien. En dit hoor ons by almal vandat hy oorlede is. Oor wat hy alles vir ander mense gedoen het. Hy was altyd bereid om te help. Jy kon op hom staat maak. Al jy as ek verby hom gery het, net kyk, daai hand het gewaai. Dit was nie net 'n klein waaitjie nie van hallo buurvrou nie, ons het mekaar gegroet. En dis juis hoekom Psalm 23 so mooi pas by Cassie se lewe. Want hierdie Psalm gaan oor 'n herder. Iemand wat lei, versorg, beskerm en naby bly. En ons kan vandag sê, Cassie het iets van daardie herder se hart gewys. Met hoe hy met mense gewerk het, hoe hy geleef het. Hy het ander mense se laste ligter probeer maak. Hy het omgegee. Die mooiste boodskap van Psalm 23 is nie net wat Cassie vir ander beteken het nie, maar wat sy herder, ons herder, vir Cassie was. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Soos mooi kyk daardie woorde, die Here is my herder. Nie 'n herder wat al ver weg is nie. Nie net iemand waarvan jy hoor nie. 'n persoonlike herder. Die Here wat Cassie geken het. Die Here wat 'n pad saam met hom geloop het, waar die lewe ook al draaie met hom gemaak het. 'n herder wat by hom was. Deur elke seisoen van sy lewe. In die Bybelse tyd het die herder nie net die skape besit nie. Hy het hulle geken. Hulle het sy stem geken en hulle het hom gevolg, hulle het hom vertrou vir beskerming, veiligheid, kos en water en die herder het daarin voorsien. So was die Here by Cassie. Hy het voor hom uitgegaan, hy het vir hom weivelde, groen weivelde gegee. Hy was by hom met tye van vrede, maar ook deur moeilike paaie.
Die Here het hom gedra toe die pad swaar was. Cassie was nie alleen in daardie laaste oomblikke nie. Die Here was by hom. Hy het sy hand gevat. En dis die hart van ons troos vandag. Ons geloof sê nie daar gaan nie donker valleie kom nie. Dit sê vir ons is nie alleen in daardie tye nie. Wanneer Jesus het reeds deur die donker vallei vir ons geloop, sodat ons selfs nie eers meer bang is vir die dood nie. En die Here is ook daardeur. Hy het ons vooruit gegaan. Ons is veilig. Ons glo vandag dit wat Psalm 23 vir ons sê. Cassie is nou by die Here. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Dis waar Cassie is. Ons weet dit, ons glo dit. Maar nou is hier 'n klomp van ons wat agterbly. En die Here het ook aan ons gedink. Hy het vir elkeen van ons die Heilige Gees gegee, om in ons te woon, te troos en te lei, en krag te gee op die dae, wanneer ons nie weet hoe om aan te gaan sonder Cassie nie. Vandag hoor ons die stem van ons Herder. Hy sê vir ons, ek is by julle, ek dra julle, en ek stap saam met julle, soos wat ek saam met Cassie gestap het. Mag ons troos vind daarin, dat die Herder wat Cassie sy lewe lank gelei het, ook ons Herder is, en vir ook elkeen van julle deur hierdie moeilike tyd sal lei. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons uit u woord kan hoor. U is ons Herder. Ons is nie alleen nie. U was by Cassie elke dag van sy lewe. Here, wees so saam met elkeen wat agterbly. Wees 'n herder vir elkeen soos ons dit nodig het. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Vriende, ons gaan nou die tweede lied sing, Genade onbeskryflik groot, en dan bly staan ons net vir 'n seënbede as ons klaar die lied gesing het. Marie, sien ver,
Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap en die troos van die Heilige Gees met ons almal wees. Amen. Ons kan weer sit. Ons gaan nou luister na 'n boodskap van Birre Burger. Seker oproep wat jou lewe in twee verdeel. Die lewe voor die oproep en die lewe na die oproep. Toe ek hoor dat Cassie in 'n vratsongeluk in Amerika oorlede is, het dit my oomblik stil gemaak. Dit is asof jou brein probeer sin maak van iets wat eenvoudig nie sin maak. Jy wil weer luister. Jy wil hoop iemand is verkeerd gehoor. Jy wil glo dis 'n fout. Maar soms gebeur dinge waarvoor ons geen antwoorde het nie. Ek het al baie oor Cassie geskryf in my lewe. Nie omdat hy bekend wou wees nie, maar omdat hy die soort mens was wat 'n mens nie sommer vergeet nie. Daar's mense wat onthou word oor hulle sukses, hulle besigheid of hulle prestasies. Ek sal Cassie onthou oor sy hart. Hy het 'n passie vir mense gehad wat mense nie kon aanleer nie. Dit was deel van wie hy was. As iemand hulp nodig gehad het, het hy nie eens gevra of dit gerieflik is nie. Hy het eenvoudig opgedaag. Hy het nie gewag dat iemand anders iets doen nie. Hy het self begin. Hoendermis soek, mielies soek. In 'n wêreld waar baie mense verbyloop, het Cassie actually gestop. In 'n wêreld waar mense dikwels vra, wat kry ek daaruit? Het hy gevra, hoe kan ek help? Met dit wat hy gehad het. En dit is skaars. En dit is kosbaar. Weet ek dink vandag aan sy familie, aan sy geliefdes, aan almal wat saam met hom gelag het, gewerk het en herinneringe gebou het. Geen woorde kan die leemte vul wat hulle vandag voel nie. Geen sinne kan die pyn wegvat nie. Maar ek bid dat hulle sal weet hoeveel lewens Cassie aangeraak het. Met baie mense wat ek praat, wat deel van ons uitreik was, sê hulle vir ou Kasman gaan mis. Ek glo nie ons lewe word gemeet aan hoeveel jare ons gehad het nie. Ek glo dit word gemeet aan hoeveel liefde ons in daardie jare uitgedeel het. Ek dink dis wat baie meer belangrik is. En as dit iets wat ons kan geleer het by Cassie, wil ek hê moet ons dit saamvat. En as dit waar is, dan het Cassie 'n vol lewe geleef. Die Bybel sê in Galasiërs 6 vers 9, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons oes, as ons nie verslap nie. Wanneer ek aan Cassie dink ek aan daardie vers. Hy het nie moeg geword om goed te doen nie. Hy het mense gedien sonder om iets terug te verwag. Die glimlagte het hom natuurlik opgebeur en die WhatsApps. Hy het gegee sonder om 'n applaus te soek. Dalk is dit hoekom sy afsterwe so diep sny. Want goeie mense laat groot leemtes. Vandag wil ek ook iets vir elkeen sê wat hierdie luister vandag. Moenie wag vir môre om iemand te bel nie. Moenie wag vir volgende week om ek waardeer jou te sê nie. Moenie wag vir die perfekte geleentheid om iemand te help nie. Ons dink so maklik, ons het nog tyd. Cassie het gedink hy het nog tyd. Maar die lewe herinner ons soms op die hartse manier dat môre nooit aan ons beloof is nie. Leef so dat mense jou nie aandag soek en sien nie. Leef so dat mense jou nie eendag net onthou oor wat jy besit het nie, maar oor hoe jy hulle laat voel het. Leef so dat jou vriendelikheid langer leef as jou naam. Leef so dat iemand eendag kan sê, daardie persoon het my lewe beter gemaak. En Cassie het dit reg gekry. My vriend Cassie, dankie vir jou voorbeeld. Dankie vir jou sagte hart. Dankie dat jy gewys het hoe liefde in dade lyk. Jy het jou spore diep in baie harte getrap en daardie spore sal nie verdwyn nie. Wind kan dit nie eens wegvaai nie. Aan jou familie en almal wat jou lief gehad het. Ons harte is vandag by julle. Mag God julle dra deur hierdie onbeskryflike verlies en vir julle vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. Rustig, ou Cassie. Jy het baie meer agtergelaat as herinneringe. Jy het hoop, liefde en 'n voorbeeld agtergelaat van hoe 'n mens behoort te leef. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word, staan in Matteus 5 vers 4.
Tot ons mekaar weer sien nou, Kasman. Cheers. Dankie, ek vra dan nou vir Hans Pelser en Celia Hartman om vir ons die bedankings en huldeblyke te doen, asseblief. Môre almal. Ja, die 'n moeilike taak om te verrig en ons post hy soos hulle sal sê. Ek wil net vir een en almal sê baie dankie wat gekom het vandag. Ek dink Cassie sal dit waardeer het en ek is bly om te sien hoeveel mense se lewens hy aangeraak het. Miskien om baie langer as ander, maar ken het ons hom almal geken. Ons spreek groot waardering uit vir almal wat hier kan wees. Amanda het net gevra dat ek net hierdie briewe voorlees. Kas my engel, daar is geen woorde in die menslike taal wat die diepte van my rou of die grootte van die leemte in my gees kan beskryf nie. Vandag groet ek nie net my verloofde nie, ek groet die helfte van my eie siel. Die dag toe jy in my lewe ingestap het alles in plek geval. Jy het my geken sonder dat ek hoef te verduidelik en my lief gehad met 'n suiwerheid wat ek nooit geweet het nie. Nooit geweet het bestaan nie. Jy was my anker in die storm en die stilte in my onrus. Ja, ons het soos enige verhouding in koppe gestamp, maar ons het mekaar verstaan. Ons het 'n leeftydse drome saam gebou. Ons het gepraat oor ons troudag, die huis wat ons sou deel, die grys hare wat ons saam sou kry en die ryk pad wat voor ons gelê het en al ons toekomsplanne. Dit voel ondenkbaar en diep onregverdig dat daardie toekoms nou skielik van ons weggeneem is. My hart breek oor die herinneringe wat ons nooit sal kan maak nie en vir altyd wat te vroeg geëindig het. Ons visvang en sommer net lawe oomblikke sal ek vir ewig koester, my engel. Tog, te midde van hierdie intense donkerte, weier ek om toe te laat dat die dood dit wat ons gehad het steel. Die liefde wat ons gedeel het, was nie aan tyd of plek gebonde nie. Dit was 'n koneksie van die siel en die siel sterf nooit nie. Die oomblik toe jy my gevra het om jou vrou te wees, het ek my hart onherroepelik vir jou gegee en dit bly joune. Ek sal die ring aan my vinger aan jou beloftes in my hart dra vir die res van my dae. Dankie vir elke lag, elke traan, elke diep gesprek in die laatnag en die absolute sekuriteit wat jou arms my gebied het. Jy het my beter mens gemaak. Jy het my gewys hoe dit voel om waarlik gesien en gekoester te word. Al loop ons paai nou vir 'n wyle in verskillende wêrelde, weet ek dat ons siele mekaar weer sal vind. Totdat daardie dag kom, sal ek jou lewenslus, jou goedhartigheid en jou liefde in my omdra. Rus sag my pragtige man, my groot liefde. Jy is vry van pyn en jy sal vir altyd myne wees. In diepste liefde en ewige trou bly vir. My broer. My broer. Ek skryf vandag hierdie brief met 'n swaar hart, want die gedagte dat ek jou nooit weer gaan sien nie, is so onwerklik. Ek mis jou al klaar vreeslik, Asman. Ek het nie net jou as 'n broer verloor nie, maar ook as my beste pel, wat mekaar altyd bygestaan het met alles. Ek mis ons Sondagoggend waar ek alles op my hart kon afkry en maandag weer begin met 'n skoon hart. Dankie vir broer wat jy was en altyd sal wees. Dankie vir jou goedhartigheid teenoor ander mense. Ek het baie by jou leer. Ek weet jy is nou daar, hoor by pa en is gelukkig. Vlieg hoog, Asman, jy word gemis, vader, in alle opsigte. Tot ons weer sien. Liefde Loetjie. Liefste Cassie, hoe sê ek totsiens vir 'n ou boet wat nie 'n week gemis het om hallo te sê nie? Wat altyd wou weet hoe is die skool en hoe was my surf die week? En gaan ons weeklikse geselsies mis? Daar is 'n gat in my hart vir ewig. Rustig, Cassie. Sê vir papa hallo. Ek mis jou en ek is so lief vir jou. Jou sussie Marie. Kaspaas,
As ek terugdink aan die verwarde seun wat sy hemde se kraal onwetend opgeëet het en sy lekkerspapiere onder my bankkussings weggesteek het. Wat vir ure sy sussie op 'n perd gelei het, geduldig, al het hy en die perd onder aan die slaap geraak, en wat sy hart van trots gebars het met elke foto van haar wat ek aanstuur. Breek my hart in stukke om te dink, wat 'n groot leemte jy los. Dankie vir jou oneindige omgee hart. Cassie, jy was en is so geliefd. Ek sien klaar hoe jy en jou pa sit en hoe die kabel oor perde lê, legendes, moeties vir perdesiektes en strategieë vir vorisme. Rus sag, liefde Karla. Hier is baie donker. Jy moet verskoon as ek nie mooi sien. Maar is daar nie dalk help. Nou, is kan nie hier nie. Hy gaan van die foon af, maar ek kan ek eers aangaan en dan okay, ekskuus jy dat hy lees, ek is net bang fout en dan is dit nie. Ons gaan eers net aan. Cassie, waar wil mens begin? Jou vriendskap het vir my baie beteken. Jy het altyd so baie grappies gemaak en ons het saam gelag. Dit gaan ons waarlik mis. Ek kan dit nou nog nie glo nie, maar jy nie meer hier by ons is nie. Maar weet, jy bly in ons gedagtes elke dag. Ek het regtig in my hele hart geglo jy sal ten volle weer gesond word. Rus en vrede tot ons weer ontmoet. Alida. Ou Kasman, hierdie was te skielik geweest, maar was nie in ons hande nie. Ek en jy het groot vriende geword die afgelope tyd, en daar was nog so baie wat ons saam wou doen. Rus my ou maat, en ons sal weer mekaar sien. Here. Liewe oom Cassie, ek gaan hom baie mis, met al ons praat, met al ons grappies, en ons het altyd so lekker gelag dat my maag skoonpyn. Van oom op daai vliegtuig getim het ek oom reeds so baie gemis. Oom is nou gesond by Jesus, liewe oom, sussie. Oom Cassie, ek gaan al die dinge wat ons saam gedoen het baie mis. Oom het my ook so baie geleer van visvang, en dit sal ek nooit vergeet nie. Oom is nou op 'n rustige plek by Jesus, met geen pyn nie. Ek gaan hom baie mis, maar oom is altyd in my hart. Rus sag, my oom. John Drake. Cassie. Sjoe, ek weet nie waar om te begin nie. Ek het jou leer ken toe ek net hoërskool toe gegaan het. Jy het my geleer om vir myself op te kom en nooit te glo wat anders sê nie. Jy was 'n regte rolmodel vir my. Ek by jou vir my eerste keer leer visvang. Jy was my lucky charm, lucky kooi langs die water. Dis waar jy ook gerus het na 'n lang dag se werk. Altyd daar vir bietjie ekstra raad. Jy het my altyd bygestaan en opgekom vir my soos 'n ouer broer. Jy het my sussie gelukkig gemaak en ek is dankbaar vir die paar jaar wat sy liefde kon ervaar. Ons gaan jou so baie mis, jou grappe, jou raad, die liefde vir alles om jou en hoe jy enige mens kon maak smile. Jy was een great mens gewees. Dankie vir dit wat jy Dankie vir dat jy 'n ou boet vir my was. Ons is baie lief vir jou. Mag jy smile van bo af en weet alles gaan oukei wees en dat die pyn en seer nou vir altyd sal weg wees. Rus in vrede, Cassie. Cassie, jy het altyd gesê, ek is Cassie met 'n C, nie met 'n K nie. Ek is nie 'n terekas nie. En nou sê ek dankie vir die 17 jaar dat ek jou geken het. Dankie vir elke drukkie, dankie vir elke grappie, dankie vir elke lag, dankie vir elke keer wat jy my geterg het. Dankie vir alles wat jy my geleer het. Al het dit partykeer opgeëindig dat ek met my fiets in die boom vashou. Dankie vir wie jy was. Dankie dat jy Bixie partykeer moes overfeed dat hy opgooi in die mandjie in Pick n Pay en my ma amper die horries laat kry. Dankie vir elke storie wat ons vir ure laat lag het. En almal het geweet as Cassie vir jou gesê het, ek sal later kry. En hier wag ons nog steeds vir Cassie om dit te eet. Dis per ongeluk iets wat ek by jou aangeleer het en partykeer dat ek ook my ma ekstra grys hare daaroor kry.
Dankie dat jy stories gemaak het wat ons laat lag het. Al was dit eintlik bietjie gevaarlik, soos jou splinternuwe toom op Forries wat veroorsaak het dat Arab se teels afval. En al wat jy kon doen is met Arab mooi praat en aan die ander kant Bokkie wil terug en wil verwig. En so bly daar baie stories nog oor om te vertel. En so bly jy vir altyd ons Cassie met 'n C, my beste maatjie, liefde Johanna. Ou Cassie, waar begin ek? 2019, jy sien, jy het lang pad om saamloop. En die week dink ek aan jou en ewe skielik hoor ek, jy is baie siek. Jy het op 'n stadium nie baie in die lewe gehad nie. Jy het genoem dat dit niks jou so gelukkig maak soos om mense te help nie en hulle dan gelukkig te sien. Die laaste tyd was jy in Amerika en nou is jy in die hemel. Cassie, ek wil bladsy oor jou as mens skryf, maar my hart is te seer van hom. Maar weet een ding, dieselfde Jesus by wie jy nou is al baie lank trots op wie jy was hier op aarde. Hierdie kom uit my hart uit, Cassie. Ons het baie oor jou beloning gepraat wat jy eendag nog wou hê. Die hemel is ons grootste beloning. Jy het gehelp sonder om gevra te word. Jy het met bietjie wat jy gehad het, altyd gehelp. Ons is lekker plekkie saam gedeel in Sutherland. Vir baie was jy net 'n lorry-drywer, maar jy was nie net 'n lorry-drywer nie. Mens kry nie net 'n lorry-drywer nie. Hulle is almal vriende, paas, mans, broers en mense in my oë. Ek wens ek kon nog een keer net daardie woord hoor. Geluk met daai vrag ou Barre. Cassie, jy gee my vanaand trane in my oë, want jy was nie net 'n lorry-drywer nie. Jy was Cassie van Sail, 'n eyster, jou vriend Barre. Cassie, jou vriend, jy was nie net 'n vriend vir my nie. Jy was ook 'n broer, jy was soos 'n broer. Vandag sit ek en dink terug aan die dag wat ons ontmoet het. Van die begin af het ons mekaar verstaan en oor die afgelope 10 jaar het ons vriendskap gebou wat min mense ooit sal ervaar. Ons het saam deur swaar tye en goeie tye gegaan. Ons het diep gesprekke gehad, saam gelag en soms saam gehuil. Jy kon met my oor enigiets praat, selfs wanneer jy moedeloos, hartseer of siek was. Het ons altyd saam op pad vorentoe gevind. Maak nie saak hoe moeilik die lewe geraak het nie. Ons het dit saam aangepak. Ek dink terug aan ons visvangnaweke van die beste tye van my lewe. Die goeie herinneringe wat ons saam gemaak het, sal ek vir altyd koester. Die laatnag gesprekke wat ure aangehou het en selfs die dae wanneer daar geen boodskappe was nie, het nooit verander hoe naby jy aan my hart was. Cassie, my vriend, ek mis jou. Jou plek in my lewe en in my hart is leeg. Dit is moeilik om te aanvaar dat jy nie meer hier is nie, maar ek weet dat die herinneringe wat ons saam gebou het vir altyd sal bly leef. Jy was 'n besondere mens. Ek is dankbaar vir elke oomblik, elke gesprek en elke herinnering wat ons saam gedeel het. Rus sag, my vriend. Jy sal altyd deel wees van my lewe en altyd 'n plek in my hart hê, met liefde, Ros. Vaarwel, my goeie vriend. Dankie vir die mooi herinneringe en ware vriendskap. Rus in vrede. Jy sal nooit vergeet word nie. En wat sê julle? Ja, nee, dankie vir almal wat gekom het. Ek glo daar's verversings na die tyd as al die verrigtinge afgehandel is. Hans, ek weet nie of jy iets seker. Ja, dit is baie hartseer oomblik vir ons ook. Cassie kom langsaam met ons. En JR, ons gaat ommis. En ons sê weer eens net dankie vir die tyd wat ons op hom geken het. Baie dankie, Celia. Is daar nog iemand wat iets wil sê? Nie, Angela sê nie. Ok, ons gaan nou vra dat almal daar sal uitgaan, ons gaan duiwe vrylaat. So, ons gaan vra dat Amanda hulle eerste uitstap, ons gaan opstaan, en stap julle eerste uit, dan volg ons hulle net.
Daar is sekere oproepe wat jou lewe in twee verdeel. Die lewe voor die oproep en die lewe na die oproep. Toe ek hoor dat Cassie in 'n fratsongeluk in Amerika oorlede is, het dit vir my 'n oomblik stil gemaak. Dit is asof jou brein probeer sin maak van iets wat eenvoudig nie sin maak nie. Jy wil weer luister. Jy wil hoop iemand het verkeerd gehoor. Jy wil glo, dis 'n fout. Maar soms gebeur dinge waarvoor ons geen antwoorde het nie. Ek het al baie oor Cassie geskryf in my lewe. Nie omdat hy bekend wou wees nie, maar omdat hy die soort mens was wat 'n mens nie sommer vergeet nie. Daar's mense wat onthou word oor hulle sukses, hulle besigheid of hulle prestasies. Ek sal Cassie onthou oor sy hart. Hy het 'n passie vir mense gehad wat mense nie kon aanleer nie. Dit was deel van wie hy was. As iemand hulp nodig gehad het, het hy nie eers gevra of dit gerieflik is nie. Hy het eenvoudig opgedag. Hy het nie gewag dat iemand anders iets doen nie. Hy het self begin. Hoendermis soek, mielies soek. In 'n wêreld waar baie mense verbyloop, het Cassie actually gestop. In 'n wêreld waar mense dikwels vra, wat kry ek daaruit? Het hy gevra, hoe kan ek help? Met dit wat hy gehad het. En dit is skaars. En dit is kosbaar. Weet ek dink vandag aan sy familie, aan sy geliefdes, aan almal wat saam met hom gelag het, gewerk het en herinneringe gebou het. Geen woorde kan die leemte vul wat hulle vandag voel nie. Geen sinne kan die pyn wegvat nie. Maar ek bid dat hulle sal weet hoeveel lewens Cassie aangeraak het. Met baie mense wat ek praat, wat deel van ons uitreike was, sê hoe hulle vir ou Kasman gaan mis. Ek glo nie ons lewe word gemeet aan hoeveel jare ons gehad het nie. Ek glo dit word gemeet aan hoeveel liefde ons in daardie jare uitgedeel het. Ek dink dis wat baie meer belangrik is. En as dit iets wat ons kan geleer het by Cassie, wil ek hê moet ons dit saamvat. En as dit waar is, dan het Cassie 'n vol lewe geleef. Die Bybel sê in Galasiërs 6 vers 9, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons oes, as ons nie verslap nie. Wanneer ek aan Cassie dink ek aan daardie vers. Hy het nie moeg geword om goed te doen nie. Hy het mense gedien sonder om iets terug te verwag. Die glimlagte het hom natuurlik opgebeur in die WhatsApps. Hy het gegee sonder om 'n applous te soek. Dalk is dit hoekom sy afsterwe so diep sny. Want goeie mense laat groot leemtes. Vandag wil ek ook iets vir elkeen sê wat hierdie luister vandag. Moenie wag vir môre om iemand te bel nie. Moenie wag vir volgende week om ek waardeer jou te sê nie. Moenie wag vir die perfekte geleentheid om iemand te help nie. Ons dink so maklik, ons het nog tyd. Cassie het gedink hy het nog tyd. Maar die lewe herinner ons soms op die hardste manier dat môre nooit aan ons beloof is nie. Leef so dat mense jou nie aandag soek en sien nie. Leef so dat mense jou nie eendag net onthou oor wat jy besit het nie, maar oor hoe jy hulle laat voel het. Leef so dat jou vriendelikheid langer leef as jou naam. Leef so dat iemand eendag kan sê, daardie persoon het my lewe beter gemaak. En Cassie het dit reg gekry. My vriend Cassie, dankie vir jou voorbeeld. Dankie vir jou sagte hart. Dankie dat jy gewys het hoe liefde in dade lyk. Jy het jou spore diep in baie harte getrap en daardie spore sal nie verdwyn nie. Wind kan dit nie eens wegvaai nie. Aan jou familie en almal wat jou liefgehad het, ons harte is vandag by julle. Mag God julle dra deur hierdie onbeskryflike verlies en vir julle vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. Rustig, ou Cassie. Jy het baie meer agtergelaat as herinneringe. Jy het hoop, liefde en 'n voorbeeld agtergelaat van hoe 'n mens behoort te leef. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word, staan in Matteus 5 vers 4. Tot ons mekaar weer sien, ou Kasman. Cheers.